Goeiemiddag mense. Ek hoop dit gaan goed met almal van julle. Ek wil vandag 'n bietjie ietsie anderste oor gesels. En ek wil tog vra as julle wil 'n voorbeeld hê hiervan, asseblief laat weet my. Dan gaan ek vir julle 'n eenvoudige manier wys om dit te doen. En ek dink is dalk iets wat julle kan baat vind uit in die toekoms of selfs nou in jou huis as jy sou wou. So ek wil vandag net so vinnig gesels oor distillasie. Nou, jy kry obviously 'n verskeidenheid verskillende tipes distillasie, maar die eenvoudigste ding om maar na te kyk of wat die mense meeste van weet is maar jou gedistilleerde water wat jy kry. Nou maar hoe die proses nou maar basies werk is, jy het gewoonlik maar 'n pot en in die pot het jy dan nou maar 'n bietjie water wat dan nou opkook en jy koel die stoom af en jy vang daai stoom weer op en dit gee dan op die ou ende vir jou gedistilleerde water. So, dit is nie breinchirurgie nie, meeste van ons het dit geleer in die laerskool wetenskap, maar dit is nogal 'n interessante proses, want as jy gaan kyk na baie van die goeders in jou lewe wat jy baie keer ten duurste voor betaal, as ook baie van die goed in die lewe wat jy nodig het, word op 'n stadium gedistilleer. Moet nou nie my verkeerd verstaan nie, ek meen as jy byvoorbeeld jy weet uit kom ons sê argumentshalwe uit mielies of wat ook al vir jou biobrandstof wil maak of so iets, die distillasieproses is nog steeds daar betrokke, maar dis baie hoër vlak en baie meer intens. Maar die hele idee wat ek wil hê julle moet na kyk en wat julle dalk vir julle self kan doen, is om as 'n mens distillasie doen met net gedistilleerde water vir jouself te maak. Jy weet daar's ons almal het batterye in ons voertuie en ek wil nou nie lelik wees nie, maar meeste van hulle sê hulle is maintenance free. Maar ek ken baie min van daai batterye wat langer as sy 2 jaar lewe hou. Meeste van hulle kalf net so na 2 jaar en 2 dae. Nou, toe ek jonger was, het ek maar altyd gesorg dat ek my batterywater insit, my gedistilleerde water, by die garage ensovoorts. En ek dink die kortste battery wat ek ooit gehad het in daai tyd was 5 jaar. So, mense, dis maar 'n stupid voorbeeld van hoe mense ook maar gepaai word om die sekere industrie te help. Ek weet nie of mense noodwendig daarna kyk ensovoorts nie, en agterkom nie. En baie van hierdie batterye wat hulle vir jou sê, is maintenance free, het gewoonlik maar net, die battery het maar net either 'n sticker daaroor geplak, of batteryouens, of hulle het, jy weet, is sommer 'n hele cappie wat jy kan oopmaak, en dan kan jy kyk na die water daar binne. Nou, so ek gaan nou maar begin by gedistilleerde water, en net die proses vinnig weer 'n keer deurgaan, hoe jy dit baie eenvoudig en baie maklik by die huis kan doen. As jy 'n redelike groot pot het, en jy het 'n deksel, maar verkieslike deksel, wat nie enige plasties of so iets het nie, as jy 'n stainless steel handle het, sal dit die beste werk. En al wat jy doen is, jy sit maar kookwater binne in die pot, jy het 'n deksel wat hom seël, jy draai die deksel, maar jy sit nie die deksel reg om op die pot nie, jy draai hom onderste bo. En al wat jy doen is, jy sit 'n bakkie daar binne, wat dan nou wel die water opvang. So dis 'n vinnige, eenvoudige manier om distillasie te doen, en dan haal jy alles uit behalwe die stoomwater, want as jy die deksel onderste bo gedraai het, dan loop alles na die middelpunt toe en dit drup binne in die ding wat jy nou daar binne gesit het, of dit nou 'n koppie of wat ook al is. Maak maar net seker die ding dryf nie, anders help dit ook nou nie veel nie. So mense, ja, dit is maar ietsie wat ek dink julle na kan kyk. Ek wil graag 'n bietjie van 'n eksperiment doen as julle vir my sê,
As julle vir my so 'n paar likes kan gee, kom ons sê sommer 20 likes, dan sal ek wel 'n video plaas van hoe 'n mens dit doen en hoe dit werk en hoe jy jou gedistilleerde water kan maak. Dan vir die ouens wat 'n klein bietjie meer gevorderd is, sal ek voorstel as jy vir jou 'n stoompot kan bou of 'n distillasiepot, doen dit. Daar's nie veel regulasies in Suid-Afrika wat jou keer om dit nie te doen nie. Neem maar nou maar net kennis mense, dat as jy wil iets soos drank stook, daar is 'n paar no-nos wat daarmee gepaard gaan, en waarskynlik die grootste een is, jy kan nie die drank verkoop nie, anders dan gaan jy vir jouself moeilikheid maak. So dit is maar een van die goedjies wat julle my maar oor kan laat weet in die kommentare. As julle dalk wil hê ons moet dalk 'n video daaroor ook maak. Maar ek dink distillasie van water is 'n goeie beginpunt. Julle kan, soos ek sê, dis 'n redelike eenvoudige proses. Jy kan dit net opsit, jy kan amper half daarvan vergeet. En jy sal verbaas wees as die water opgekook het, wat lê agter in die water en wat is die water wat dan nou eintlik bo oorbly. Onthou nou maar mense, daar's dis ook nie altyd 100% ek kan nou nie op die Afrikaanse woord kom nie, maar kom ons sê 'n foolproof metode nie. Want as jy nou byvoorbeeld 'n plastiese handle op jou deksel het, of jy weet, die goed is nie mooi skoon gemaak nie ensovoorts, speel dit alles nog maar 'n rol op die einde van die dag. So, maar ek dink dis 'n goeie eksperiment om te doen. Ek dink dit sal baie mense wys dat dit is, die proses is nie so ingewikkeld soos wat baie mense dink nie. En dit is iets eenvoudig wat jy by die huis kan doen. Maar soos wat ek sê, as daar genoeg belangstelling is, dan kan 'n mens altyd 'n video maak om te wys hoe werk hierdie distillasieproses spesifiek ensovoorts. So mense, julle moet 'n wonderlike dag hê. Hierdie is nou 'n bietjie anderste video, of stemnota, is maar basies net om te sê of julle sou belangstel in so iets. As nie, jy weet dan, ek môre se video sal weer terugslaan na prepping toe en spesifiek oor iets wat ek dink nogal belangrik gaan wees in die toekoms.